Ek gaan vanoggend aan met ons reeks Slaves to Sons en ek bedien rondom die tema die weeskind mentaliteit, oftewel die weeskind hart. Ek wil hê jy moet vanoggend jouself oopstel, want ek glo dit wat in hierdie reeks bedien word, dit wat in die reeks na ons toe kom, is iets wat nie een gelowige kan sê, dis nie ek nie. Jy sit hier en jy dalk Jesus aangeneem. Wie Jesus aangeneem as sy verlosser en saligmaker? Yes, dis ek daai. Maar as kind van God, sê ek vanoggend vir jou, dat meeste van ons, inteendeel ek dink almal van ons, in een of ander manier, worstel met 'n weeskind mentaliteit. Weeskind gedagtes. 'n weeskind hart. So ek wil vanoggend hê, jy moet sien, hier is die hart van die mens. En wat beteken, wat is 'n weeskind hart? Ek wil begin hier te sê, as ons vanoggend praat van 'n weeskind hart en 'n weeskind mentaliteit, beteken dit eintlik, ons het nog nie die volle prentjie, die volle omvang besef van God se vaderhart. Want God se vaderhart staan in direkte teenstrydigheid met 'n weeskind hart. Want dit wat God vir ons bied, dit wat sy hart vir ons bied, is vry, is volmaak. Die liefde wat God vir ons bied, ken geen einde nie. Die hoogte en die diepte daarvan en die breedte en die lengte daarvan kan ons nie insien nie, want sy liefde is so oorweldigend. Dis die liefde van God. Die vaderhart wat maak dat hy met oop arms staan, vanoggend ook hier, en vir jou sê, hier is ek. Ek wil jou ontvang in my arms. Maar die realiteit is, en ek dink dit is waar ons vanoggend die waarheid moet hoor, is dat soveel van ons is vasgevang ons hele lewe lank in 'n weeskind mentaliteit. Nou as ek begin weer te sê, wat is 'n weeskind? 'n Weeskind is iemand wat of een of beide ouers verloor het. Baie keer is 'n weeskind iemand wat alleen deur die lewe gaan. Sonder ouers, baie keer sonder 'n familie, sonder iemand wat omgee. Mens kan dit deurtrek na gebroke huislike omstandighede. Ouers wat skei. En 'n kind word verwyder van 'n pa of van 'n ma, of vervreemd van een van die twee. So iemand kan ons sê, kom uit 'n gebroke huislike omstandighede. 'n Weeskind eindig dan baie keer op by pleegouers, hop van pleegouershuis na volgende pleegouershuis, eindig op in 'n kinderhuis. En oral word die seer en die pyn net meer. Nou kan jy onmiddellik vir my sê, maar Jacques, dis nie ek daai nie. En ek gaan vir jou wys uit die woord uit, dat die weeskind mentaliteit is ouer as die ontstaan van hierdie wêreld. Dis die grootste aanslag op die mensdom, is om my en jou verlore te laat voel, verworpe te laat voel, vergete te laat voel. Hy kom op 'n manier, op 'n slinkse manier, en in daai strewe wat ons het om nader aan God te kom, en om ons iets te maak met ons lewens, en geluk te vind, en liefde te vind, en 'n familie van ons eie te bou, en in alles, voel mense wat binne in 'n gesin sit, wat binne die kerk is, wat Jesus aangeneem het, voel mense nog steeds verwerp. Hulle voel, niemand het my werklik lief nie. Niemand aanvaar my, net soos ek is nie. Voel hulle nog steeds verlore. Niemand soek en vind my nie. Baie keer voel dit vir my, asof ek kan nou maar net so van die aardbol af verdwyn. Niemand gaan my soek nie. Niemand gaan my mis nie. Niemand daag op om my te help nie. Niemand reik uit na my toe nie. Onthou nou, hierdie is nie altyd logiese terme nie. Dis gedagtes wat die vyand
in ons koppe kom plant, en baie keer plant nie daai gedagte van dit goed gaan en die blou bulle het gewen nie. Eerlik, het gaan goed as die blou bulle gewen het. Okay? Of die springbokke. Maar hy plant daai gedagtes wanneer ons op ons laagste laag is, wanneer ons moeg is, wanneer dit moeilik gaan in die huis, wanneer jy by die huis aankom en jou vrou is nie so vriendelik om jou te ontvang nie, en jou kinders gee vir jou ignore, of dit gaan moeilik by die werk, daar's werksdruk, en dan kom hy met die gedagtes en sê, jawel, niemand sal opdaag om jou te help, jy moet altyd almal anders help, niemand help jou nie. Jy voel vergete, niemand gee werklik om oor my nie. Niemand weet van my. En is die tipiese gedagte wat 'n weeskind hart heenwys, verworpe, verlore, vergete. Kom ek gee 'n opsomming van wat is 'n weeskind mentaliteit. 'n weeskind mentaliteit is 'n lewensingesteldheid, 'n houding waar iemand leef asof hy geen vader het nie. Asof God die Vader se liefde en versorging nie genoeg is vir hom nie. God is daar om ons te versorg, hy is daar om ons lief te hê, maar op een of ander wyse is sy liefde net nooit genoeg vir my. Hy gee erkenning vir my, sy woord is vol van waarheid, hy het sy seun gegee vir my, maar ten spyte van dit alles, glo ek nog steeds ek's nie goed genoeg nie, glo ek nog steeds ek's geweeg en te lig bevind. Dit kom uit 'n diep gewortelde wanpersepsie van God se vaderhart, en in plaas daarvan om te rus in sy aanvaarding, in sy erkenning, sy goedkeuring, word ek vasgevang in verwerping, vrees, vertwyfeling en leuns wat ek glo. En ek probeer uit eie poging self vir myself te voorsien, self te beskerm, self in beheer te wees van my lewe, en die uiteinde hiervan is verwoesting en vernietiging. 'n weeskind mentaliteit gaan alles oor die eie ek. En toe ek besig is om voor te berei, toe ek 'n kind was daar 'n tekenprent met die naam Lucky Luke. Wie onthou vir Lucky Luke? Ou Lucky Luke en die Daltons, om beklei met hierdie klomp ouens, hy moet hulle elke episode uit oorlê, dan gaan ons weer van voor af. Maar ou Lucky Luke het 'n lied gesing, hy het gesê, ek's 'n arme, eensame cowboy, ver weg van my huis, en hierdie arme cowboy, en sy ryperd ry alleen. En ek onthou as kind, ek hierdie arme ou, hy's alleen. Hy's hierdie big shot cowboy, maar hy sit met 'n weeskind hart. Hy voel alleen, hy voel niemand verstaan hom nie, hy het geen liefde in sy lewe nie, op 'n stadium sê, vra jy wat van vrouens? Zoiets. Ek kan nie onthou, maar gaan nie verder nie. En die punt is, hierdie man het niemand, geen plek waar hy geborge gevoel het nie. Geen plek waar hy regtig rus het, geen huis. Geen familie. Hy's 'n arme, eensame cowboy, maar let wel, 'n cowboy. En dis baie keer die mentaliteit van weeskind denke. Ek is alleen, ek is eensaam, ek is nie goed genoeg vir niemand nie, maar hell, I'm gonna cowboy up, and I'm gonna show the world. The world turns its back on you, I'm gonna turn my back on the world. Hakuna Matata. Julle onthou daai ding? Dis ook weeskind denke. Ons kyk hierdie goed. Dis weeskind denke. Ek het seer gekry, mense het my te nagekom, ek het my rug op almal gedraai, nou is dit net ek gaan aan. Ons is die uitworpelinge, ons sal pelle wees. En dit is hoe ons deur die lewe gaan, en onsself bejammer, en dink, ons is nie belangrik genoeg
op waardig liefde, aandag, tyd van iemand anders nie. Ons 'n bietjie uitbrei op hierdie selfgestreede uitgangspunt. Weeskind mentaliteit. Weeskind mentaliteit sê ek is alleenlik op myself aangewese. Ek moet alles self regkry, ek kan nie op iemand anders staat maak nie. So weeskind mentaliteit is alles oor onafhanklikheid en selfgenoegsaamheid. Ek gaan onafhanklik wees, ek is selfgenoegsaam, ek het niemand nodig in die lewe vir my iets te doen nie. Nou wil julle moet mooi luister, want hy verskuil homself. Dis mos nou great, jy moet mos nou 'n ding kan doen op jou eie. Jy moet mos nou onafhanklik wees. Maar is daai eie ek wat sê, ek kan dit beter doen as enigiemand anders, ek gaan die wêreld wys. Tweede stel, ek is moeg daarvoor dat almal my teleurstel. Ek kan niemand vertrou nie, almal steek my net in die rug. Ek kan bysê, as ek 'n ding gedoen wil hê, sal ek dit self doen. Ek kan myself vertrou. En daardie kom uit 'n plek van vrees en wantroue. Julle, dis weeskind denke. Hoor die volgende een, ek sal sorg dat ek okay is. Moenie oor my bekommer nie, ek weet ek is reg. Ek is so gemaak en ek is so laat staan. Ek soek dinge op my manier, los my uit. As hy Louis, dan het jy hom, okay? Dit praat van selfsugtigheid julle. Dit praat van eie sinnigheid. Dit praat van eie geregtigheid. Dis weeskind mentaliteit 101. Hoor hierso, ek is mos nie belangrik genoeg nie. Ek dink altyd aan die agterste speen. Jy weet seker, ek was soos die een en daai een en daai een. Hoekom kry ander mense altyd die deurbraak voor my? Hoekom gaan dit so goed met ander? Gaan nie goed met my. Almal het dit maklik, behalwe ek. Vergelyking. Jaloesie. Dis weer eens weeskind mentaliteit. Hoor hier, ek sal hulle almal wys wie ek is. Ek sal sorg dat ek die beste doen. Ek het nie hulp van niemand nodig nie. Ek sal eenvoudig harder werk, meer ure insit, want ek moet vir die wêreld wys ek kan. Eie poging, prestasie gedrewe, trots, hardkoppig, geen rus nie sien. Dis die tipe goed wat ons dryf. Dis die tipe dinge wat wys, daar's eintlik 'n stuk weeskind mentaliteit waarin ek vasgevang is as kind van God. Ek het Jesus aangeneem, maar ek voel nog steeds ek moet myself bewys aan die wêreld om my. Ek voel nog steeds ek drink in die agterste speen. Ek voel nog steeds ek is nie belangrik genoeg, ek is geweeg en te lig bevind, maar ek het Jesus aangeneem. Ek sit in die kerk, ek hoor die waarheid van die woord, maar ek glo nog steeds al hierdie leuns. Ek glo nog steeds al hierdie dinge en ek is vasgevang in dit. Dis soos kettinge wat my in geestelike slawerny hou. Ek is vasgevang. Nou is die vraag, waar kom die weeskind mentaliteit vandaan? Waar kom die weeskind mentaliteit vandaan? En ek wil hê jy moet gou in jou Bybel blaai na Jesaja 14 vers 11 tot 15. Isaiah 14 vers 11 to 15. Ek wil hê jy moet gou hier saam met my kyk. Dis belangrik dat jy iets hoor. Waar kom die weeskind
mentaliteit vandaan? Waar het dit begin? Ek wil gou 'n vraag vra, wie kan vir my antwoord? Wie dink julle is die eerste weeskind in die Bybel? As jy nou vanoggend my hierdie vraag hoor vra, het ek die antwoord gegee, moet hom nie nou antwoord nie. Okay, wie dink julle is die eerste weeskind in die Bybel? Wie kan my help? Kom aan Engela, jy het ons nou Bybelskool gedoen, kom nou. Okay, eerste weeskind in die Bybel. Adam. Hy was 'n weeskind, gaan dit ook wys, maar nee, hy's nie die eerste een. Hy was die tweede een. Wie is die eerste weeskind in die Bybel? Begin met 'n L. Lucifer. Lucifer is die eerste weeskind in die Bybel. Kyk hierso, Jesaja 14 vers 11. Jy het met jou hoogmoed, met die klank van jou hartmusiek en al in die doderyk beland. Jy lê tussen die maaiers, jy's oortrek met wurms. Van wie praat hy? Jy wat die helder môre ster was, het uit die hemel geval. Jy wat 'n oorwinnaar van die nasies was, is in die grond verpletter. En dit jy wat gedink het, ek klim op na die hemel toe, ek gaan my troon neersit, ek gaan bo kan die sterre verhewe wees, ek gaan my plek inneem op die berg, waar die gode mekaar ontmoet, ver in die noorde. Ek klim op tot bo kan die wolke, ek word soos die Allerhoogste self. Maar, die stort af in die doderyk, af tot in die diepste deel. Lucifer was deel van die Vader se huis. Lucifer was die engel van worship. Hy het met 'n harp gespeel. Hy was genoem die môre ster. Hy was 'n archangel. Maar Lucifer het hoogmoedig geword. Lucifer wou die plek van God inneem. Lucifer wou sy eie plan, sy eie missie, sy eie koninkryk bou en nie meer onderwerp aan God nie. En wat het gebeur? As gevolg van sy hoogmoed, sy eie waan, hy wat gesê het, ek wil God se plek inneem, ek wil God wees. En God vir Lucifer verwerp. Lucifer het soos 'n weerligstraal is hy uit die hemel uitverban. Sê Lukas 10 vers 18. Wie na julle luister na my. Wie vir julle verwerp my. Ekskuus, dis die verkeerde verwysing daai Annelies. Ek weet nie of ek hom verkeerd gekwoteer het nie. Die punt is hy sê, soos 'n weerligstraal is Lucifer uit die hemel uit verban. Hy was die eerste weeskind. Ek wil hier met die prentjie sien, hier's God, hier's Lucifer. Lucifer was hoogmoedig, hy wou God wees. Hy wou ten alle plekke, tyd, koste God se plek inneem in die hemel. Hy wou die Allerhoogste genoem word. En as gevolg van sy hoogmoed, as gevolg van sy eie waan, het God die oordeel oor hom vertrek en God het hom verwerp uit die hemel uit. Hy word 'n weeskind. Hy's verban van God se huis, want hy het in rebellie opgestaan, hy het 1/3 van die engele in daai rebellie saam met hom gevat. Hy's uitgeskop uit die Vader se huis. En hier is Lucifer nou genoem die duiwel, Satan homself, besig op die aarde rond te loop. En wat het God gedoen? God het die aarde geskape en hy het die mens gevorm in sy beeld en in sy gelykenis. En hy het die mens opdrag gegee, hy het gesê, wees vrugbaar, vul die aarde. Hy het gesê, heers oor die aarde, onderwerp die aarde. Vanuit 'n plek van intieme verhouding met die Vader.
Maar hier is Lucifer. En as jy 'n pa wil seermaak, kom sy kinders by. En sy aanslag, sy pyl is gerig op my en jou as kinders van God, die geskape is in die beeld van God, because he wants to get back at God. En hy wil soveel meer sleer in sy weeskind denke as wat hy kan. Hier's Adam en Eva. Adam en Eva is geskape in God se beeld, God se gelykenis. Genesis 1 vers 26 tot 28, ek gaan dit nie heeltemal lees, maar hy sê, geskape in sy beeld, met die opdrag, vul die aarde, jy kan die volgende opsit, gaan, bewerk dit, bewoon dit, heers oor die visse van die see, die voëls van die lug. Seunskap julle, autoriteit van die Vader, 'n seun en 'n dogter in die pa se huis, wat die autoriteit van hulle pa verstaan, want as hulle pa het vir hulle hierdie nalatenskap gelaat, die aarde gegee om oor te heers. In die volgende oomblik, in Genesis 3, daag die duiwel op in die vorm van 'n slang. In Genesis 3 vers 1 tot 4, kom die vyand. En hy vra die vraag, het God werklik gesê, julle mag nie van die boom in die tuin eet nie? Want wat doen die vyand? Hy kom plaas twyfel in ons harte oor God se hart. Het God jou werklik lief? Het God regtig dit gesê? Is jy werklik meer as 'n oorwinnaar in hom? Is jy werklik so kosbaar soos wat hy sê vir jou? Kyk wat gebeur met jou. Kyk hoe gaan dit met jou. Kyk die dinge wat om jou plaasvind. Jy's nie werklik die gunsgenoot van die Here nie. Hy kry jou om te twyfel in God se Vader hart vir jou. En hy sê, nee man, as jy van hierdie vrug eet, dan sal jy, wat? Wees soos hy. Is dit nie dieselfde gesindheid wat hom uit die hemel uit verban het nie? Hy wou God wees. En hy plant daar dieselfde gedagte in die mens en sê, maar jy kan jou eie God wees. Dit is hoe weeskind denke gebore. Die vyand wat in ons koppe kom plaas het, dat ons God in twyfel moet trek, dat ons soos hy kan wees. En wat gebeur? Genesis 3 vers 23 sê, daarom het die Here God die mense weggestuur uit die tuin van Eden om die aarde te bewerk. Die aarde waarvan hy gemaak is. Adam en Eva is gevul met skaamte, skande. Skielik sien hulle is naak. Skielik voel hulle skuldig. Skielik staan hulle om veroordeling. God verban hulle uit die tuin. Verban hulle uit die huis van die Vader. En hulle volg presies in dieselfde voetspore as wat Lucifer wie die eerste weeskind was, gevolg het. En dis hoekom die vyand kom, en daai gedagtes kom plant in my en jou. Jy's geweeg en te lig bevind. Jy gaan dit nie maak nie. Jy's op pad. Nou, jy sien, weeskind mentaliteit gaan alles oor die eie ek. Jou wil. Ek wil. My wil. Bo God se wil. Ek wil nie onderwerp aan God se wil nie. Jack Frost in sy teaching, ons gaan dit vanaand kyk in die kursus, hy sê, wat is die eerste woord wat 'n kleintjie leer naas pappa en mamma? Nee. 'n Kind word gebore in daai selfde weeskind mentaliteit. Ek wil nie onderwerp aan mamma en pappa. Ek wil dit doen soos ek dit wil. Daarom moet 'n kind geleer word
liefde submit, te onderwerp aan 'n mamma en 'n pappa. Want binne daai onderwerping en die grense wat dit stel, is daar vryheid en koestering en beskerming en sekuriteit en identiteit. Maar as 'n kind nie onderwerp aan sy pa se huis nie, dan is daar isolasie en verwerping en vrees en vertwyfeling. Dis wat die vyand doen. Adam en Eva word weeskinders die oomblik toe hul eie wil en hul eie missie volg en nie meer onderwerp aan God se wil en sy missie. Ek. Me, myself and I. The unholy trinity. Ek. Hoor wat sê Jesaja 53 vers 6. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Ons het ons eie koppe gevolg. Want weet jy wat, weeskinders is hardkoppig, eiesinnig, selfsugtig. Dis waar die meeste van ons is. Ons vervies onsself, ons gooi 'n tantrum. Ons slaan die deure toe. Ons klim ons kar en ry. Ons loop in die pad af. Ons wil te kenne gee hoe gefrustreerd ons is. En ongelukkig is die mense die naaste aan ons wat dit moet vat. Want hulle is ook wees. Maak nie saak of jy in 'n goeie huis groot geword of jy in 'n gebroke huis groot geword nie. Ek wil vir jou sê, die beste kinders met die wonderlikste ouers glo die grootste wees. Daar's een wat haar kop knik, wie ek weet, die wonderlikste ouers. Want ons sit met daai selfde seer, daai selfde pyn. Wat nou? Hoe nou gemaak? Is dit nou eenvoudig so? Is dit waar ons die preek moet eindig? Is dit die slegte nuus wat ek julle wil gee? En sê, daar gelaat staan. Nee. Hoor wat sê die woord, 1 Johannes 4 vers 16. En ek dink jy moet hierdie skrifte wat ek nou vir jou gee, moet jy iewers onderstreep. Jy moet dit iewers gaan benadruk. Jy moet dit iewers memoriseer. Jy moet vir jouself in jou hart kom inplant. Because you need to know the truth. Die woord sê in 1 Johannes 4 vers 16, en ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God. Hoor wat sê hy? Ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. Nou vra ek jou eerstens, glo jy dat God jou liefhet? En jy gaan onmiddellik sê, yes, ek glo dit, maar nou wil ek vir jou vra, in die lig van alles wat ek vandag vir jou gesê het, oor 'n weeskind hart, en die geleens wat weeskinders glo, dan wil ek vir jou vra, glo jy dit werklik? Glo jy werklik dat God jou liefhet? Miskien is jy daar, waar jy glo dat God jou liefhet. Maar dan wil ek vir jou verder gaan, ek wil sê, het jy sy liefde al persoonlik leer ken? Het jy 'n persoonlike ervaring van God se liefde al gehad? Waar hy jou vasgedruk het, waar jy gebreek het voor hom, waar die trane geloop het, waar jy ervaar het, this is the kind of love that I want. Jesus se liefde. Jack Frost sê in sy boek, hy sê, we can know something to be true, but yet our hearts don't believe it. It's an intellectual knowledge. Intellektueel glo ons 'n ding om die waarheid te wees, maar ons harte
twyfel nog steeds of God my werklik onvoorwaardelik liefhet, of hy tot daai uiterste sal gaan om my te gaan haal, of om my te voorsien, of moet ek dit self doen? Moet ek self opstaan, moet ek myself beklei? Moet ek sy weeskind? Of sal God vir my beklei? Sal God vir my opstaan? Hoor wat sê vers 18, daar is geen vrees in liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nog nie volmaak geword in die liefde nie. Volmaakte liefde verdryf vrees. Dink jy dit sluit die vrees vir verwerping in? Dink jy dit sluit die vrees vir mense se verwagtings in? Wat ek nie kan ontmoet nie, ek kan nie opweeg nie. Dink jy dit sluit die vrees in dat jy nie goed genoeg is nie, die vrees in dat jy oud sal word met niemand wat omgee vir jou nie, die vrees vir mislukking, die vrees vir die donker, die vrees vir depressie. Dink jy dit sluit daai goed in? Dit sluit alles in. Want volmaakte liefde verdryf eenvoudig alle vrees. Wij gaan na Johannes 14 vers 18. Hoor wat sê Johannes 14 vers 18. Hier is 'n draaipunt. Hier is 'n skrif wat ons kan sê, maar hier is die antwoord. Johannes 14 vers 18 sê, Jesus praat, hy sê, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle. Jesus gaan jou nie as 'n weeskind agterlaat. Jy's nie vergeet. Jy's geliefd. Ek en Benjamin kyk 'n reeks Sea Wolves. Dis 'n dokumentêr. Dit is 'n vrek cool reeks. Wat afspeel iewers op 'n eiland naby, is dit Alaska, Benjamin? Canada. Sea Wolves. En weet jy wat my tref, Benjamin, toe ek hierdie voorberei, daai klomp wolwe het 'n klomp kleintjies gehad. En hulle moes trek agter hulle prooi aan. En die een seentjie het op die klippe gespeel, die een baba wolf, seun, het op die klippe gespeel en sy poot seer gemaak. En hy kon nie saamtrek nie. En daar gaan die wolwe. Hulle het nie 'n keuse, hulle moet trek. Hulle kan hom nie los nie. Hulle moet gaan kyk, waar is hulle kos. En hulle trek, en vir dae aan een roep daai jong wolf. Hy roep, krippel, krippel, mank, mank. Op 'n stadium is hy in die bosse, in die plantasies in om te soek. En ons het gedink, ek het gedink, Benjamin het gedink, dis nou maar so, hierdie ouetjie gaan dit nie maak. Dit was 'n week of wat daarna, toe kom sy pa terug. Hulle het weiding, hulle het hulle tuiste gevind. Hy kom soek sy seun. Toe kom soek hy hierdie seun. Hy vind hom nie. Want die seun is nou weg. Hy het gedink sy pa het vergeet van hom. Daai pa het aanhou roep vir dae en nagte, totdat die pa uiteindelik daai jong wolf diep in die woude gevind en hom teruggebring het na sy pa se huis. Daai wolf het groot geword. Hy het oorleef. En ek dink myself, as die natuur 'n wolf dit kan doen vir sy seun, hoeveel te meer kan die Here, die skepper van die hemel en aarde, nie my en jou soek en vind en terugbring na ons Vader se huis. Ek gaan julle nie as weeskinders agterlaat. Ek kom weer
na julle toe. Ek bring julle terug na julle pa se huis. Ek wil vir jou sê, jy is nie 'n weeskind nie. Ek wil vir jou sê, jy hoef nie meer in vrees te lewe nie. Jy is nie meer 'n slaaf nie. Hoekom sê ek dit vir jou? Want God het jou vrygekoop deur die bloed van sy seun, Jesus Christus. Sy seun het sy lewe gegee vir jou. Hy het sy lewe gegee sodat jy kan terugkom na die Vader se huis. Jy vergifnis, sin van 'n weeskind hart kan ontvang. En hy het die gees van sy seun, hoor mooi, die gees van aanneming tot kinders. Hy het daai gees in jou hart uitgestort en binne in jou wese, binne in jou hart as kind van God, roep die gees uit, Abba. Dit beteken Vader. Hy roep uit. Dis wat Romeine 8 vers 15 sê. Abba. Jy het nodig om die gees van God toe te laat om binnekant jou uit te roep, sodat jy tuis kan kom in die huis van jou Vader. Die Vader neem ons aan as sy kinders. Ons is nie meer ver van God af nie. Ons is nie meer daai vyande van God nie. Ons is nie vreemdelinge nie. Ons is nie eenkant en geïsoleerd en nie goed genoeg nie. Die woord sê, hy het ons naby gebring deur die bloed van Jesus Christus. Hy sê ons is medeburgers van die gelowiges. Ons is deel van die huisgesin van God. Ons behoort. Ons is veilig. Ons kan rus vind in die huis van die Vader. Ons weet wie ons is in hom. Jy sien, God die Vader roep jou en my om tuis te kom in sy onvoorwaardelike liefde en aanvaarding. Kom tuis. Kom tuis. As 'n lied. Almal wat moeg is, kom tuis. Saggies en teer, is die roepstem van Jesus. Hy roep, o sondag, kom tuis. Ek wil vir jou sê, jy het lank genoeg op die kantlyn vertoef. En ek wil vir jou sê, is baie van julle, en ek weet dit, ek sit myself in die selfe kategorie. Jy plaas jouself op die kantlyn. Weet jy wat, die beeld wat tot my spreek is, hier's 'n venster. Die venster is die venster van 'n huis. Watter kant is jy? Is jy binne die huis, of is jy buite die huis besig om in te kyk? Jy wens, dit was ek. God sê, kom binne. Kom sit aan my tafel. Hier's die koffie wat brand. Hier's 'n feesmaal voorberei. Kom tuis in die huis van jou Vader. Ek wil vir jou bysê, die gees van die seun onderwerp aan die wil van die Vader. Is dit waar? Die gees van die seun onderwerp aan die wil van die Vader. Sy gees is nou in jou, kind van God. Wat beteken, dis tyd dat jy onderwerp aan die wil van die Vader. En leef. Is belangrik dat ons onafhanklik kan optree. Dis belangrik dat ons selfstandig kan wees. Dis belangrik dat ons gesinne kan sorg. Maar weet jy wat, as ek en jy nie kan onderwerp aan die wil van die Vader en besef, ek is niks sonder. Dan mis ons dit. En is net so, ons voel ons perform. Ons moet by mekaar maak. Maar as hierdie dryf in ons, net tot ons niks meer nie. Ons moet vir almal wys, ons kan. Terwyl die Here sê, kom tuis. Hier is my voorsiening. Werk hard, ja. Maar kyk na my. Ek is jou bron
sekuriteit, van vrede. Dis tyd dat jy jou identiteit en jou afhanklikheid en jou vervulling vind in die Vader se liefde. Dis tyd om tuis te kom. Weet jy wat? Jy is nie meer verworpe nie. Jy's nie meer verlore nie. Jy's nie meer vergete nie, kind van God. Inteendeel, jy is geliefd deur die Vader. Jy is duur gekoop met die bloed van die Seun. Jy is afgeseël met die Heilige Gees as eiendom van God. Ek wil vir jou sê, jy's 'n seun en jy's 'n dogter in jou pa se huis. Dis tyd dat jy dit besef en daarvolgens begin leef. 'n Vriend en mentor in my lewe het my geleer, my gechallenge. Hy het gesê, live your life as if you've got nothing to prove. Moenie jouself probeer bewys nie, Jacques. Jy het nie nodig om jouself te bewys nie, want jy het reeds die goedkeuring van die Skepper van die hemel en die aarde. Hoekom dink jy het nodig om jouself die hele tyd te bewys? Live your life as if you've got nothing to lose. Wat het jy om te verloor? Want ek is in beheer, sê die Here. Ek het jou erfporsie reg vir jou. Ek is jou bron van sekuriteit. Jy het niks om te verloor nie. Go for it. Live your life as if you've got nothing to hide. Jy het nie al hierdie geheime in die kas nie. Jy het van die duisternis af in die lig ingekom. Jy het jou lewe oopgemaak vir die Vader. Jy het niks om weg te steek. Jy wandel in die lig. Jy het niks om weg te steek. Mag die Here jou weeskind om uit te help en vir jou weer die hart van die Vader gee. Dit waarom hy jou gemaak het, toe hy jou in die geheim aan mekaar geweef in jou moederskoot. Die hart van 'n Vader vir sy kind. Ek gaan 'n lied speel en ek wil hê, hierdie lied het een vers wat homself herhaal. En ek wil hê jy moet jou oë toemaak. En ek wil hê jy moet hoor wat hierdie lied vanoggend tot jou gees spreek. Terwyl die lied aan die einde speel, gaan ek begin bid. Ek gaan die Vader vertrou dat hy tot jou gees en tot jou hart sal spreek met sy genesing, sy genade. Kom ons luister na hierdie lied.